Ons gesels met meneer Philip van Staden, raadslid in die Pretoriaanse Metroraad, asook die leier van die Vryheidsfront Plus in Pretoria. Meneer van Staden, ons is nou vandag hier by die misdaadprotes vir die 5 maand oue babietjie Wian, wat wreed vermoor is. U was ook betrokke by nog so 'n saak wat u self hanteer het. Wat sê was dit? Ja, ek was betrokke by die Sheldon Niemann saak in 2007. Sheldon se ma is ook vandag hier, mevrou Elise Niemann, 'n 7-jarige dogtertjie wat destyds vermoor is daar in die weste van Pretoria. Dit was sekerlik een van die eerste kindermoorde wat in Suid-Afrika al plaasgevind het sedert demokrasie in 1994. Dit is egter iets wat ons nie meer langer kan oorstol bly nie. Misdaad is 'n erge kwessie wat moet aandag kry in hierdie land. Die regering het lank genoeg stil gebly. Ons moet nou, soos in 'n dag soos vandag, hierdie onderwerp na die strate neem om vir die regering te wys, maar ons gaan dit nie langer duld nie. Ons kan dit nie langer duld nie. Die dae van memorandums en goed oorhandig is verby. Ons moet as 'n publiek moet ons nou drastiese stappe in hierdie land neem om ons eie veiligheid te kan voorsien. En ons moet die regering dwing om na ons te luister. En ek dink vandag se optrede is maar net een van vele aksies wat gebeur het. En ek kan vir u die versekering gee van my kant af en van my party se kant af, die Vryheidsfront Plus sal ons in hierdie jaar nog baie groter aksies in Pretoria hou. Maar ons ondersteun vandag, ons bepaal ons by die reëls en regulasies van hierdie dag. Enige dag teen misdaad sal ons ondersteun. Want ons voel dieselfde oor misdaad soos die res van Suid-Afrika. Raadslid, sover ons verstaan is dit nou al 4 kinders wat in die laaste paar jaar wreed vermoor is. Ons tel nie by die 365.000 moorde, plaasmoorde in spesifiek wat die gemeenskap raak. Ek weet u en u span het voorgestel dat plaasmoorde prioriteitsmisdaad verklaar word. Ja. Kan u dalk uitbrei rondom dit, hoekom dit 'n prioriteitsmisdaad maak? Nie soseer net plaasmoorde nie, moorde in gemeenskappe ook. Ek het 'n mediaverklaring die 30ste Mei uitgereik nadat die moord op Klein Wian dood is, wat ons gesê het, plaasmoorde en moorde in gemeenskappe moet prioriteit geniet om opgelos te word. Op die stadium word die goed nie opgelos en die moorde gaan net aan en ons land se grense lê oop. Wat is die oplossing vir ons probleem? Maak die landsgrense toe soos in onmiddellik. Kry almal wat nie hier hoort nie uit die land uit. Want as jy nie hier hoort nie, wat soek jy? Dan gaan jy roof, vermoor en steel want jy het nie werk nie, want jy kom van ander lande van die grense is oop. Maak die grense toe onmiddellik. Stel die boerekommandos weer in. En ek wil 'n oproep op die publiek doen, wees paraat. Kyk na jou eie veiligheid. Ons kan nie meer vandag rustig slaap in die nag nie. Sorg vir jou eie veiligheid. Raadslid, wat jy nou noem is, byvoorbeeld, die ANC-liga se uitsprake nou onlangs, dis presies wat jy nou sê. Dit is so 'n onverantwoordelike stelling. Hoe gaan ons vorentoe van daar af? Jy sit met 'n jeug wat ons haat, hulle het nie werk nie. En alles, hulle blameer rasisme en apartheid. Hulle was nie gebore in apartheid nie. En tog, inteendeel, dit is 18 jaar se policies van die ANC wat hulle gefaal het. En ons sit met die probleem, is ons probleem. Wat doen ons? Ja, dit is ongelukkig so, dit is 'n baie goeie vraag. Wat doen ons? Ons protesteer, ons oorhandig memorandums, maar dis die punt wat ek wil maak. Vir hoe lank wil ons nou nog memorandums oorhandig? Ons moet op 'n stadium kom, veral na 'n dag soos vandag, en sê, dit was die laaste memorandum wat ons oorhandig het. En ons moet die regering dwing en vir hom sê, as jy nie nou gaan aksie neem nie, dan gaan ons as publiek self die aksie neem om ons eie veiligheid te verseker. Uitsprake wat die ANC jeugliga maak is uiters onverantwoordelik. Ek meen, dit skep 'n staat van geweld en moord en misdaad. En dit dompel kan Suid-Afrika in 'n rasseoorlog dompel. Dis baie gevaarlike uitsprake wat hulle maak. Ek dink nie die mense besef waarmee hulle besig is nie. Hoopelik eendag sal hulle wel besef, maar ek twyfel. Maar tot en met daai dag sal ons veg vir wat ons wil hê en wat ons nodig het om ons veiligheid te verseker. Baie dankie vir u tyd, raadslid. Ja, dis reg, dankie.